Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Ek gaan vanmôre saam met julle lees uit Filippense 3 vers 7 tot 14. As iemand meen dat hy op uiterlinge dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, sê Paulus, van geboorte 'n Israeliet, uit die stam van Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry. Hoor mooi hier. Om vryspraak te kry. So hier in hierdie verdienste prentjie om al die regmerkies by God te kry, sê, in onderhouding van die wet, onberispelik. So hy kom oor al hierdie goed en sê, dis waarop ek alles aanspraak maak. Hy sê, maar hierdie goed wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee, en beskou ek dit as verwerplik, is nie net waardeloos nie, as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. So al hierdie goed wat vir my so kosbaar was, ek besef, daai goed is niks. Maar die kosbare is, Christus is enigste bate, want dan moet ek alles, as ek ryk. En om een met hom te kan wees, dan vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. So hy sê eers, vat net vir my weer een terug, kyk wat sê hy dan, onderhouding van die wet om vryspraak te kry. Dis waarvoor ek dit gedoen het. Nou kyk ons hier, nou sê hy, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo, want dis wat hy geleer het. Ek wou dit doen om vryspraak te kry, maar nou is ek vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar Christus het in die prentjie gekom. Hy sê, dis die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in, om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. So hierdie inspanning, om by al hierdie dinge uit te kom, het hy nou besef, dis nie om te kry nie, maar omdat hy my syne gemaak het, wil ek word wat hy my gemaak het. Hy sê, broers, ek verbeel my nie dat ek alles al het nie. Maar een ding doen ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. En die boodskap gaan vir my oor hierdie woorde. Ek span my in. Sy vertel oor sy lewe. As 'n mens nou oor Paulus dink, dan sien jy hom in hierdie eerste klompie verse waar hy vertel hoe hard werk hy en wat het hy alles bereik. En Paulus was 'n volgeling van God. Hy was 'n diep gelowige mens en in sy gedagte volstoom op pad hemel toe, om die hemelse prys te gaan haal. Hy was vol oortuig daarvan.
Sy hele hart en sy visie was by God. En hy is hoogs tevrede met waarmee hy besig is. Hy glo dat hy God dien met hart en siel en verstand, en dat God al die boksies sal tipe. En hy hoor van hierdie Christelike kerk wat hier ontstaan, hy sê ek was 'n vervolger daarvan, hy hoor van hierdie goed, en hy dacht, wat 'n klomp dwaalleraars, wat 'n klomp vreemde mense, wat alles waarin ons glo, kom verwerp, en nou hier 'n ander storie het, wat as ware wil sê, hierdie goed beteken niks, en hy glo, dat hy God, sy mensdom en vir God die wêreld moet heilig hou, en hy vir hom voorgeneem het, alles in hom, sal hy hierdie klomp mense met hulle vreemde stories uit hulle uitwurg, uit hulle uitslaan en uit hulle uitdryf. So Paulus gaan voluit op pad, gehoorsaam, God is een wat eenmaal by God sal hoor, mooi so goeie en getroue diensknegt. Tot op 'n dag, op pad na Damaskus, as God hom daar neerslaan in blindheid, en Paulus die skok vir sy lewe kry, so tevrede met homself, so vol vrede dat hy op God se pad is, en dat hy hier moet hoor, dat die Here Jesus vir hom sê, hoekom vervolg jy my? Dat hy skielik moet besef, alles wat kosbaar was, sy lewe waarmee hy so tevrede was, dit word alles onder hom uitgeruk. Ek was so seker ek is op pad hemel toe. En nou moet ek hoor dat ek God se vyand is. En dat ek op 'n dooie pad loop, 'n doodse pad, verlore. Want sonder hierdie Christus, wat ek uit mense se koppe en uit die wêreld wil wegneem, is ons almal verlore. Hierdie moment, toe God vir hom voorkeer, besef hy, die pad hemel toe wat ek in my kop gesien het, is 'n dwaalpad. En God beduie iets anders. Hierdie Christus wat ek verwerp het, is die weg na die heerlikheid en na die hemel. God kom leer om daai verskriklike les. Skielik besef Paulus, alles moet omdraai en verander. En hy kom leer vir hom, die fokus moet juis by hierdie Jesus kom. En hy leer die belangrike les waarvan hierdie 4 ouens kom sing het. Alles wat ek uit myself gedoen het en voel dat ek voor die Here kom neerlê, is niks waarde, het niks waarde nie. En hy besef dat sy fokus moet skuif. Paulus besef, alles wat ek in my kop gehad het, moet uit. Ek moet herprogrammeer word. En ek dink, die ouens wat hierdie gedeeltes wat ek stuur oor hierdie groeiprogram lees, sal besef en hoor waaroor hierdie goed gaan, en dit sluit vir my daarby aan. Dit is my interessant, ek wonder so baie, daar is 'n hele paar ouens wat hulle die groep omtrek, behalwe die gemeente, het ek nog so 60 ouens gehad vir week en stuur, en 'n klomp ouens wat hulle uit die dan uit aan onderryk. Wat is hierdie probleem? Partykeer kry ek die idee dat hierdie goed is besig om vir ons soos Paulus in 'n blik te druk. En mense hou nie daarvan om te hoor hulle is verkeerd. Mense hou nie daarvan. En is 'n geweldige klomp oefening om nou ander pad te loop.
Maar is my wonderlik as ek hierdie stukke wat ek so met julle deel, na hierdie goed kyk, dan besef ek, maar Paulus dink oor sy lewenspad. En hy besef alles tot hier is nutteloos. Dit was 'n dooie pad. En as julle hierdie goed gelees het, die eerste stuk of 16, as ek reg het, 16 stukke, het gaan oor die belangrike ding, oor God se pad, dat ons moet leer om God se pad te loop. En dat ons, maar net weer die eerste Psalm gehoor het, almal van ons lewens is soos 'n pad. Die Bybel gebruik baie keer hierdie beeld om te sê, my lewe is 'n pad. En Psalm 1 sê, dit gaan goed met die mens, wat in die woord van die Here sy vreugde vind, wat die dag en nag oordink. Sê, hierdie mens is geseënd, daar's vrug op sy pad, maar die goddelose se pad is afdraande en eindig in die dood. Sien hierdie boodskap aan mekaar. God se pad is die pad van seën, van vrug, en dis God se pad loop op die hemel, sy heerlikheid uit. En God se pad is die pad wat hy gebou het met Jesus Christus as die bousteen. God se pad is die pad met Jesus. En as ons nou hoor, as Paulus nou hier praat, dan sê hy sien in dat hy verkeerd is, en nou sê hy, dit moet so omkeer wees, dit wat agter was, ek moet my losmaak van dit. Ek moet my losmaak van 'n lewe waarin ek gedink het, ek staan uit, en ek verdien, en ek was goed, ek was verdienstelik. Ek moet my losmaak van enige iets wat ek gedink het, hiermee behandel ek God. Want daar's niks wat ek kan bring daarvoor. Hy sê, eers het ek hierdie goed gedoen om so die gehoorsaam aan die wet, om so vryspraak te kry, maar nou besef ek, dit gaan oor die geloof in hierdie Jesus Christus. Die pad, die enigste pad, is die pad met Jesus Christus as die weg en die waarheid en die lewe. Christus is alles. Hy het alles gedoen, klaar gedoen. En ons het niks om by te voeg nie. En nou sê hy vir ons, volg my. En Paulus besef, hy sê, om dit as my enigste bate te kry, wat Paulus dus sê, die kosbaarste wat ek nou het, is nie my afkoms nie, my lewe en my prestasies nie, en die naam wat ek gehad het nie, dis niks nie, dis nie net waardeloos nie, dis verwerplik. Sê, ek sit alles in, om Christus as die enigste bate te kry, want daar's niks anders, wat saak maak en waarde het nie. Die boodskap vir ons gaan oor dieselfde woorde, dieselfde basis. Dat ons moet dink oor ons lewens, 'n bietjie oude doen, soos so baie teer-generaal wat net vir 'n paar ouens 'n status gegee het, 'n goedgekeurde status vir dit wat hulle gedoen het. Ons hoor dat daar die werk word nagegaan, die boeke word gekyk, is alles goed, is alles reg, is hy tevrede. En dis asof God vir Paulus wat gedink het, alles is perfek, en toe die Here hierna kyk, toe sê hy vir hom, hierdie goed het niks waarde nie, dat kom nêrens. Hy gee vir hom die prentjie, en sê vir hom is niks werd, is nutteloos.
En dan besef ons, as ons hierdie goed gelees het elke dag, dan besef ons dat hier in ons koppe, dis waar die pad van ons lewe begin. Hier in my kop het ek prentjies en oortuigings gehad, dat dit alles reg is. En dat Paulus hier na ons toe kom, net soos wat God vir hom daar op pad na Damaskus 'n nuwe prentjie gegee het. En het Paulus sy lewe lank gewerk daaraan, om die prentjie in sy kop te verander. Hy sê, ek maak my los, ek span my in. Dis nie iets waar ek net kan gesit en bid en nou hoop ek vir die beste nie. Of ek moet kyk na 'n paar goedjies en 'n bietjie mooier, 'n bietjie skoner, 'n bietjie dit of dat. En Paulus sê, hierdie is 'n aksie waar ek elke dag aan moet werk. Oor myself, gedurig gaan dink, gaan oordeel, gaan bepaal, gaan seker maak, wat is in my kop aan die gang. Dat ons besef uit hierdie stukkies wat as ons so nou kyk hoe Steef van die wêreld met ons stap vir stap hierdie goed gaan en sê, as ons wil seker maak dat ons op die regte pad is, op die goeie pad is, as ons op die pad wil gee van vervulling, in plaas van bekommernis en onsekerheid, want as ons met die wet en hierdie goed werk, dan is ons nooit heeltemal seker of alles reg is. Is daar regtig dat alles gedoen wat God sou wou hê, terwyl hy nou kom sê, wat is hy kom skryf, dat alles gedoen is. En dat hy my klaarsyne gemaak het. En daarom streef ek om soos syne te lyk en te lewe. So alles waaroor hy praat sê, die pad na die ewigheid, die pad na die wenpaal toe, die pad na die kroon, is 'n inspanning, dis werk. Dis werk. Want ons moet die ou dinge wat in ons is, moet ons kruisig, ons moet van dit losmaak. En ons moet werk aan nuwe gedagtes. En die nuwe gedagtes, die nuwe dinge, begin wanneer ons die Here se woord lees. As ons vanmôre weer hier goed hoor, en hoor Paulus vir ons sê, ek moet my losmaak. Dis 'n inspanning. Dis 'n stuk werk. Van die ouwe kry van ons besit, en hierdie goed broei in ons koppe. Beteken, ek moet aksieplan hê. Ek moet besluit dat ek my gaan losmaak. Dis die eerste ding wat ons nodig. Dat ek na myself gaan kyk, en myself vra. As ek kyk na Paulus, sien hoe maklik is dit om verkeerde idees te hê. Dat ek hier in my kop terug gaan soek. Is ek op die regte pad? Dat ek die verkeerde goed in my lewe sal raak sien, sodat ek dit kan bely, en dat ek daarteen kan werk. En dat ek die verkeerde goed kan uitsny uit my lewe uit. Beteken dat ek vir my doelwitte daarin stel. Dat ek moet hoor wat die Here van my vra. En dat ek besef dat ek in die plek van een gedagte en een soort lewe aan 'n ander soort lewe moet werk. En die belangrikste, die lewe soos wat die Here Jesus dit vir ons voorgesit het. As ek die verkeerde goed in my lewe sien, ek sien wat Jesus gedoen het, dan ek dit in my gedagtes geraak sien het inoefen. Wie is Jesus? Hy is die God van liefde. Die liefde van God wat in hierdie wêreld kom wys het. Daarom is ons eerste stuk, die eerste belangrike taak van ons lewe om te vra, Here, leer my om lief te hê. Leer my barmhartigheid, 'n hart vir die mense. As hulle die Here Jesus gevra het oor liefde en omgee,
het hy vir hulle die wonderlike verhaal van die barmhartige Samaritaan vertel. En hy sê vir almal, as jy nood sien, en die standaard het 'n boek geskryf, dink amper is Matteus Evangelie, wat hy so probeer skryf het, asof dit in vandag se tyd plaasvind. En toe hy by die barmhartige Samaritaan deelkom, toe sê hy, skryf ek dit so, toe sê hy, as ouderling in Pretoria in die NG Kerk by die kerkradsvergadering, en toe praat die Here met hulle, en hy praat oor liefde. En toe sê hulle, wat beteken liefde? Toe sê die Here, kom ek vertel vir julle hierdie verhaal. Daar was hierdie man van die ANC wat van sy politieke vergadering afgekom het, en langs die pad is hy deur 'n klomp hijackers aangeval. En hulle het hom byna doodgeslaan, en hier kom 'n taxi van iemand van die PAC, en hy stop daar al hulle vlae by die vensters van hulle politieke vergadering, en die drywer stop net daar, en hy klim uit, en hy gaan versorg hom. En hy vat hom na 'n gastehuis toe, en hy sê, kyk nou, as hy terugkom, sal ek kom betaal. Dan dink mense so belaglik. ANC, PAC, wat hulle met hierdie goed karring, sê dat as 'n mens mooi gaan kyk, dan is dit presies die gevoelens van daardie tyd. 'n Jood en 'n Samaritaan het mekaar net so gehaat. En net so min as wat jy sou dink dat iemand van die PAC by 'n ou met van die ANC met die swastika op sy hemp sou kom stop en hom wil versorg. So min as wat jy dit verwag. So min sou die mense verwag dat die Samaritaan by die Jood gaan stop. Maar so kom die Here Jesus en hy sê, dis die pad wat hy wys. Jare gelede het 'n klomp mense geskryf oor God, 'n kort definisie oor God. Nou is dit verskillende goed geskryf. En een van hulle, kan nie onthou is dit Karel Barth of wie, maar een van hulle het in kort gesê, God is die gans andere. Die een wat heeltemal anders is. Dis wat Paulus hier ontdek het. Die God, wat hy daar laat geloop het, is heeltemal anders. Daar's 'n ander manier wat jy by hom uitkom. Daar's 'n ander manier wat hy met mense werk. Dis 'n God wat kom sê, ek weet dat julle nie kan nie, ek hou 'n gedagte dat julle stof is, en ek stuur my seun Jesus Christus, en ek laat julle skuld op hom, en hy sal daarvoor ly en sterf, sodat jy kan vrykom van jou beste verdienste sal nooit goed genoeg wees. Hy is heeltemal anders. En daarom sukkel ons so, want die prentjie wat ons in die wêreld het, wat ons by mekaar leer, met die mensdom leer, lyk so heeltemal anders. En daarom vat Petrus se kans, en as die Here sê, julle moet vergewe, dan sê hy, Here, selfs 7 keer vergewe. Want hierdie ouens het gedink, kyk, 3 keer is die maksimum. En nou kom Petrus, en hy wil nou hier kom brekkerig wees, en hy wil nou rol wees, en gooi nie toe 7 keer. Daar kom die Here Jesus, sy God is heeltemal anders. Hy maak nie soos paasietjie nie. Hy sê 70 keer 7, want as hy my en jou nie 70 keer 7 vergewe nie, en begenadig nie, dan maak ons dit nie. God is heeltemal anders. Hy doen anders. En dan sê, as julle my wil volg, dan moet julle ook heeltemal anders word. Dis weg. Genadig, barmhartig, die God van liefde, van vergifnis. Paulus sê, dis hierdie een wat ek leer ken.
en ek jaag dit na. Ek wil hierdie Here as my enigste bate kry. Want hierdie God lei ons na 'n lewe wat sin maak, die enigste sin. So Paulus praat hier van dissipline, van vasbyt, van 'n nuwe instelling, 'n nuwe rigting in my lewe. Alles. My kop moet verander. My drome verander, my mikpunte verander, alles verander. En as ons op daai pad loop, en ons wil gedissiplineerd loop, soos 'n atleet wat met hard werk om beter en beter te word en beter te presteer, meer en meer sy kind te wees, dan beteken dit dat deel van my dissipline moet wees dat ek en jy onsself gedurig gaan ondersoek. En een van hierdie stukkies het dit gegaan, daar so baie gedagtes wat by mens opkom, daar so baie dinge waarmee ek gebombardeer word, die negatiewe en die slegte van die wêreld, en dit wat ons kop kom lê daar in 'n broei, dit beïnvloed ons lewens, maak ons wie ons is. En daarom skryf hy op 'n keer daar, dan sê hy om dit teen te werk, het ons die dag begin. En moet ek my gedagtes op God instel. Here, vandag, ek vra vir U, vul U my gedagtes, help my. Ek wil hierdie dag in U naam begin, en loop saam met my, dat ek sal streef in woord en daad, om U te wys. En ergens in die dag as het normaal gaan, net vir 'n paar sekondes tot stilstand kom en te onthou. Maar ek is syne. En my lewenspad, die pad wat ek met hom moet loop, net weer seker te maak dat ek besig is met wat ek vanmôre vir hom gevra het. En aan die einde van die dag op sy goedheid te konsentreer en vir hom dankie te sê. En as ons dit in gedagte hou, om oor onsself toesig te hou, dat ek vanaand, elke aand vir myself kon vra. Het ek vandag onthou dat ek 'n nuwe lewe saam met Jesus loop? Het ek onthou vandag dat ek die besluit gemaak het, soos Paulus om hom na te jaag as die enigste bate, het ek het onthou. Het ek vasgehou daaraan dwars deur die dag, of het ek ergens langs die pad laat los, want nou moet ek, sê maar sy dominee, wat so omgekrap geraak het, toe met hom so arm te trek in die baadjie uit te sê, daar lê die dominee, hier staan Piet, kom ons help dit dan. Is dit wat ons doen, so ergens langs die pad, sê, Here staan en die kant, dat ek hierdie dan kan uitsorteer, ons praat later meer. Het ek onthou, hartsteer. Het ek gestrek, weerstand gebied, al het dit wat gekos, dit maar liever weggedraaf, niks te sê nie, want is maar iets wat ongemaklik. Het is belangrik as ons hierdie pad wil loop, as ek en jy wil seker maak, dat ons op hierdie pad is, waar ons onthou wat lê aan die einde. Wat is dit wat ons motiveer? Dat ons weet aan die einde van hierdie reis, so daarop fokus, dan wag die Here Jesus self. Die een
wat vir ons die kroon verwerf. Die Openbaring boek skryf hierdie woorde, natuurlik is dit nie maklik, dit is swaar, dit is hard. Maar die boodskap van die Openbaring boek is in kort dit. Sê God, of die kerk, ek en jy is in hierdie wêreld, waar ons swaar kry. Maar hierdie boek herinner ons na Christus, is by sy kerk. Deur sy gees is hy by sy kerk. En die wat volhard, sal die kroon ontvang. Ons het 'n keuse om te maak elke dag. Ons het die keuse of ons hierdie pad wil loop van inspanning, ons koppe inoefen, God se gedagtes, God se wil, God se woorde, losmaak van myself en God se pad kies elke dag. Dit begin dat ons oor ons hierdie ons begin, ons voortset en ons volëinde. Is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat trou bly deur Jesus tot in ewigheid, wat nooit werk aan sy hande laat vaar. Verkeerd ons daar woord al gehoor. Hy sê vir ons, ek begin dit. En Paulus ontdek dit daar op pad na Damaskus. En op hierdie pad wat hy gekies het hy teenspoed gekry, geweldig, nie net in woorde nie, maar ons weet hoe dat hy fisies ook gelei het. Sê, begin ons voortsetting, volëinde. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig. En dit was seker, Christus het die prys klaar betaal. En in die geloof kom dit daarop. Ag, die Here vir ons help dat ons sin kry in ons geestelike lewe. Ons besef, hy het soveel vir ons in gedagte. God wil nie dat ons net 'n vaal lewe hê, waar ons van dag tot dag strompel nie. Dat ek sê, ag Here, help my net dat ek dwars deur hierdie lewe sal gaan nie. Hy wil vir ons sê, hy wil sy vrede in ons laat kom. Sy vrede, sy sekerheid, lê op die pad, waar Christus die enigste weg is. Die pad wat ek leer om te lewe met hierdie gesindheid van Jesus Christus in my lewe. Waar ek in mense se wêreld in hulle lewe Christus kon word. Is daar 'n groter vreugde of 'n rustigheid of iets besonders as ek 'n pad met iemand geloop het. En ek sien hoe dat hulle by die Here se vrede kom. As ek die dankbaarheid in hulle oë sien wanneer ek 'n stuk genade betoon het. Wanneer ek uitgereik het, liefde of vergifnis, wat dit ook al mag wees. Ek sê dit is wat die Here van ons vra. Die vervulling van 'n lewe waar ek Jesus gaan word. En dat mense hierdie besondere belewenis het wanneer die Here se liefde en genade hulle raak. Ek kan dit in hulle oë sien. Besef, dit is die lewe. Mag die Here ons roep, vir ons sê, span julle in, werk in jou kop, die pad hemel toe, die pad met God, werk deur ons koppe, ons moet ons koppe regkry. Moet die besluit neem, en ek moet volhard, ek moet gedurig myself aan oordeel, en seker maak, dat ek op daai pad is, want dit kom nie van self nie. Dis 'n inspannende pad, maar dis hierdie heerlike pad met die grootste beloning wat daar ooit mag wees. Ons
spaar jare vir 'n triopolis, of vir 'n pensioen, of vir wat ook al, om hierdie ding te hê, en uiteindelik by die vakansieplek te kan uitkom. Ons sit soveel in. En om sê, meer as enigiets anders, is om Christus te ken, en die heerlikheid, wat ons hier al kan belewe, as hy ons seën, wanneer ons sy hande en sy voete is. Mag die Here ons help, dat ons sê, Here, maak my aktief, kry my in die gang, en dat ek al hierdie goed wat Stefan gepraat, dat ek hulle weer van vooraf gaan begin lees en hoor, as ek daai pad loop, is die pad van die lewe. Amen. Hemelse Vader, as ons hierdie woorde hoor, en ons na onsself kyk, dan moet ons dikwels sê, Here, ek sukkel om oor my lewe te kan skryf. Ek span my in. Here, as ek my lewe moet besef, die toue aan slap, was nie spanning nie, want ek trek nie hard nie, en ek stoot nie hard nie. Die toue aan slap. Here, en as ek besef van die leegheid dikwels voel, dan besef ek vanmôre opnuut, omdat ek nie styf staan nie, omdat ek nie gekies het en voluit loop nie. En as U dan nou vanmôre vir ons kom teregwys het in die liefde, dan bid ek vir oop ore en 'n gewillige hart, dat ons gefokus raak. Sê, Here, dankie vir wat U vir my gedoen het. Dankie dat ek niks hoef te verdien nie. Dankie dat U dit klaar gedoen het. Help my om hierdie geveg in my kop te bly veg, vir dit wat goed is en wat mooi is, en dat ek dit in my dade gaan uitlewe. Dit bid ek vir my en vir elkeen wat hier is vanmôre, maar ek bid ook vir elkeen van die kinders daar buite. Elkeen wat dalk uiteindelik in hierdie boodskap mag luister. Elkeen wat hierdie stukkies gaan lees, dat ons 'n erns daarmee maak. Sekerheid. Jesus, die weg en die lewe.